Vriende, baie welkom van my kant af vir almal wat vanoggend hier is, vir die besoekers wat vir die eerste keer hierso is. Baie welkom Chris. Ek gaan nou by jou wees, moenie worry nie, dit is hierso. Julle kan rustig staan daar agter. Maar dit is my altyd lekker as ek nie die sanglyn nie om in hierdie hoedanigheid ook in die oggende die woord vir julle te kan oopbreek. En ek sien uit wat die Here vandag vir my en vir jou deur sy woord wil sê. Ek gaan probeer op die agtergrond staan en ons gaan regtig waar kyk wat die Here se woord sê. Maar vriende, ek kan ook nie glo dat dit al week 8 van die reeks breek die droogte is nie. Nou vriende, iets het vir my baie opgeduik oor die afgelope paar weke. Soos wat ons die Bybelstudie deurgaan en soos wat ons werk met ons selgroepe, soos wat ons studies doen elke week hier by die gemeente self, is daar definitief iets wat opduik en ek kan sien dat daar gevare is wat elke week opduik as ek so na die preke luister van waar ons onsself vind en as ons onsself vind in 'n geestelike droogte. Nou van die gevare natuurlik wat ontduik, vriende, is, as ek en jy in die geestelike droogte is, dan begin ons onttrek van die geloofsgemeenskap af. Nou ek weet nie of dit waar is in jou lewe nie, maar ons begin minder bid. Ons dra die bandjie wat sê, 1 Tessalonisense 5:17 sê, bid sonder ophou, absoluut. Maar dan raak ek so self gefokus in my droogte, dat ek vergeet van almal wat hier sit, van alles wat ons sê, of nog erger, ons wag vir die perfekte, né? Die perfekte omstandighede om te sê, weet jy wat, nou is alles reg, ek gaan nou terugkeer na die kerk toe. En dan begin hierdie ding gebeur wat sê, en dan begin my hande en voete, ek neem dit terug, en ons begin minder dien. En op so 'n manier onttrek ek en jy heeltemal van die gemeenskap om ons, en van Jesus se kerk. En vriende, terwyl ek my ondersoek gedoen het vir hierdie week, het ek weer op 'n fantastiese storie van dien gekom. Dit het nou niks met tennis te doen nie, né? Dis nou nie daai dien nie. Ongelooflike storie oor dien. Jy sien, hier was hierdie uitvoerende hoof, hy's 'n bekende uitvoerende hoof van 'n groot maatskappy, en wat hy besluit het was, hy gaan elke liewe streekskantoor in die provinsie gaan hallo sê. Natuurlik het hy vir hulle gesê hy kom, maar hier was 'n ding onder die personeel dat hulle verskriklik gespanne was, want I mean, come on, die uitvoerende hoof kom kyk wat ons doen. So hulle PowerPoints is alles reg. Die budget is deurgegaan 6 keer voordat hy kom. Spreadsheets is oop vir as hy daar kom in die raadskamer. So en dit is wat hulle verwag, perfeksie. En hulle berei dit voor vir hom om daar te kom. Want hulle verwag iets. Hulle verwag dat hierdie man na hulle toe kom. Hy gaan hulle inspekteer, hy gaan hulle evalueer, en die oomblik wat hy deur daai deur stap, gaan hier 'n gesag wees waarmee hy instap. Maar vriende, hierdie uitvoerende hoof, dis nie wat gebeur nie. Toe hy arriveer, toe stap hy in, hy groet toe nou vir almal, hallo julle, hallo, is nou, hallo, oom Billy, lekker om te sien, en hy verdwyn. Hy verdwyn letterlik. Niemand vind hom nie. Almal soek hom, die personeel stap rond en hulle kry hom nêrens nie, totdat iemand éventueel aangestap kom daar by die bestuurder en sê, ek het hom gevind, waar is hy? Toe is die man besig in die personeelkamer se kombuis. En onmiddellik sak almal se gemoed. Want jy weet mos wat gebeur is op so 'n oggend. Al die koffiekoppies word vinnig bymekaar gekom. Jy sit dit net daar in die kombuis, nê? Daai ene van 2 weke gelede wat Klaas se eie koffiebone groei binne-in is daar en hier staan. Ja, julle weet almal waarvan ek praat. And it's happened, hè? En hier staan hy met sy moutjies opgerol en hy's besig om die koffiebekers uit te was. En die personeel is stoepstil. Hulle weet nie wat om te sê nie, jy kan mos nou vir jouself indink wat hier aangaan. Sprakeloos. En hier is wat gebeur. Een van die personeellede, natuurlik die bestuurders, gaan in en hy sê vir hom, meneer, jy hoef nie hierdie werk te doen nie. En dis sy antwoord. Ek weet, dis hoekom dit saak maak. Wat 'n ongelooflike manier om te sê, weet jy wat, ek is hier om te dien. Dit gaan nie oor my titel nie, vriende. En in daardie oomblik was daai man nie meer 'n baas nie. Hy was iemand wat elke liewe dis nie 'n werknemer nie, wat sê aan een? Nee, is 'n werknemer. Nee, is 'n werkgewer en werknemer. Right. So elke liewe werknemer in daardie gebou, in daardie oomblik het geweet, hulle kan hierdie man vertrou. En hulle wil hom volg, hulle hoef nie iets aan te sit nie, hulle wil regtig daar wees. Hoekom? Want vriende, niks openbaar 'n leier se hart, soos wanneer hy doelbewus die laagste taak in 'n vertrek kies nie. En hoor daai woord kies. Maar nou wil ek so 'n bietjie verder gaan.
Stel jouself voor, dis iemand nog meer skokkend as dit. Stel jouself voor, dis nie 'n bestuurder nie, maar 'n rabbi. Stel jouself voor, dis 'n leermeester, die persoon wie die mense wat hom volg geglo het, hy's gestuur van God af. Iemand met baie meer waarde, maar wat weier om aan die hoof van 'n tafel te gaan sit, om sy welverdiende plek in te neem. En in 'n oomblik kom verander hy my en jou hele idee, my en jou hele denkpatroon oor wat dit beteken om diensbaar te wees. En vriende, dis waar ek vanoggend met jou wil kom gesels. Ek wil vanoggend met jou kom gesels oor iets baie simplisties, 'n handdoek. En nou maak julle almal, hè? Handdoek. 'n Handdoek. En vriende, voordat ons gaan lees uit die Here se woord uit, neem jou Bybel en dan staan jy saam met my op. Ons glo in hierdie gemeente natuurlik dat die fondasie van dit is wat ek en jy glo kom uit die woord van God uit. Amen. So kom ons sê die volgende saam. Dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. Gaan ek druk? Okay, ek gaan druk. Ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek en met my hart glo ek dat Jesus die Here is. Amen. Amen, vriende. Julle kan in julle Bybels blaai na Johannes 13 vers 1 tot 17. En terwyl julle dit doen, vriende, wil ek net vir almal wat aanlyn ingeskakel is ook baie welkom sê. Dis altyd vir ons lekker. Ek sien Johan en Andrew het lekker gesels met almal wat aanlyn ingeskakel is. Dis vir ons 'n voorreg om julle op hierdie manier ook te kan bedien. Dis altyd vir my lekker, soos verlede week wat ons weer mense hier gehad het. So as jy in die omtrek is, kom sê gerus vir ons hallo. Nou vriende, hier is 'n stewige gedeelte wat ek vandag wil deurgaan. Dis 17 verse, maar ek kan hierdie ding probeer opbreek en verkort soveel soos wat ek wil, maar omdat ek eksegeties na die vers kyk, wil ek graag die volgende voorlees. Is dit oké? Sê net Right, so Johannes 13 vers 1 tot 17 sê, voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het, om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is lief gehad, hy het hulle tot die uiterste toe lief gehad. Jesus en sy disippels was aan tafel. Die duiwel het toe al klaar vir Judas, seun van Simon Iskariot, op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God gaan teruggaan. Ek gaan daaroor gesels. Toe het hy van die tafel af opgestaan, sy bokkleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en hom vasgemaak. Daarna het hy die water in 'n wasskottel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en dit af te droog met die handdoek wat hy om hom gehad het. Toe hy by Simon Petrus kom, vra hy vir hom, Here, gaan nie my voete was? En Jesus antwoord hom, wat ek doen, begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan. Maar Petrus sê vir hom, u sal in die ewigheid nooit my voete was nie. En daarop luister sê Jesus vir hom, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. En Simon Petrus sê toe vir hom, Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig. Snaakse ding vir iemand wat ons sou veronderstel was om te bad, nee. Maar hy sê dit toe nou maar, en Jesus sê vir hom, hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon. Hy hoef later niks meer as sy voete te was nie. En julle is nou skoon, maar nie almal nie. Jesus het geweet wie hom sou verraai en daarom het hy gesê, julle is nie almal skoon nie. Toe hy hulle voete klaar gewas het en sy bokkleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my julle leermeester en Here en julle is reg want ek is dit. As ek wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. En ek het vir julle 'n voorbeeld gestel en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou. Gelukkig is julle as julle dit ook nou doen. Wat 'n ongelooflike gedeelte, vriende. Want sien wat hierso gebeur, ek wil net gou vir jouself, net gou vinnig ietsie kom wys hierso, want ek wil hê jy moet vir jouself hierdie ding in jou kop kan kry oor wat presies hierso gebeur, en as jy in ons selgroep is, dan sleep jy jou selmense nader, want hulle moet mos werk, né? Maar vriende, ek wil hê jy moet verstaan, ek wil hê jy moet net vir 'n oomblik vir jouself hier na die bovertrek van Johannes 13 toe gaan. Jy moet net vinnig vir jouself kom insien wat presies hier gebeur.
Ek wil hê jy moet sien hoe die disippels arriveer hier by die boorvertrek. Ek wil hê jy moet sien, hulle is moeg. Die paaie waarop hulle stap is droog. Ons het al vir mekaar gesê hoekom hierdie gebeurtenis plaasvind. Want hulle voete is vuil, dis gesweet, hulle hakke is gebars. Dalk is daar nog so een of twee dingetjies wat rondkrap tussen die tone, né? Right? Dis wat hier aangaan, vriende. Maar wat jy ook moet weet is deel van enige gewone huishouding, was dat daar 'n verwagting was, dat daar voete gewas moet word. Dit was deel van die gasvryheidsetiket van daardie tyd. En vriende, nou moet jy ook weet, die persoon wie die voete gewas het, was die persoon wie die laagste siening in die kultuur gehad het. Die laagste persoon, as jy genoeg geld gehad het vir so 'n slaaf, dan is hulle die laagste, en die water word gebruik, het word oor die voete gegooi, en 'n handdoek word gebruik om daardie voete mee af te was. En ek wil hê jy moet ook verstaan van hierdie en af te droog. Hierdie is nie net 'n simboliese gebeurtenis wat hier plaasvind nie. Dis nie net 'n simboliese gebeurtenis wat Jesus vir hulle hier kom wys nie. Dis 'n noodsaaklikheid. Dis 'n noodsaaklikheid. Dis die eerste ding wat gebeur. Maar dis nie die ding wat gebeur het. Kom ons gee vir hulle 'n lekker applous. Baie dankie julle. Ek hoop hy tonals is mooi skoon. Vriende, maar dis nie die eerste ding wat gebeur nie. My klikker werk nie. Een van twee dinge het gebeur. Een van twee dinge het gebeur. Dankie julle. Die betekenis van daardie voete was, het Jesus vir daardie disippels kom sê daardie dag dat, jy is welkom hierso. Jy is welkom hier, en laat ek jou veiligheid dra, sodat jy kan rus. Toe Jesus se hande in daardie bak ingaan, vriende, toe Jesus se hande in daardie bak ingaan, toe vat hy aan die vuilheid van die wêreld wat mense sou sien as iets wat onrein is. En natuurlik in hierdie tyd, ek het nie baie tyd om daarin in te gaan nie, is dit Paasfees en daar's 50,000 mense in Jerusalem, dit verdubbel. Maar in hierdie geval in Johannes 13 gebeur dit nie. In hierdie geval kom die disippels by die boorvertrek aan, hulle sien die emmer, hulle sien die water, hulle sien die handdoek. En niemand staan op nie. Niemand staan op nie. Hoekom nie? Hoekom beweeg niemand in daardie oomblik nie? En Lukas kom sê dit vir ons baie duidelik, vriende, want wie ook al kniel, erken in daardie oomblik, in daardie boorvertrek, dat hy die minste is. En ek en jy weet, as ons Lukas gaan lees, dan sê dit, daar het oneindigheid onder hulle ontstaan, oor wie van hulle as die belangrikste beskou moes word. So wat doen die disippels in hierdie oomblik? Hulle is besig om te beklei. Hulle is besig om te beklei oor wie die beste is, wie die grootste is en wie die belangrikste is. En as jy al die evangelies gaan lees, dan strek hulle dit so as sprisse uit, dink ek. En ek mag nie dink nie, maar ek kyk na die evangelie. Kan jy jouself indink in daai oomblik, toe staan Jesus op. Terwyl hulle besig is om te redekavel oor wie die belangrikste is, staan hy op. Hy trek sy bokkleed uit. Hy vat 'n handdoek en hy bind dit om sy middel. Hy stap na die bak toe. Hy tel die bak op en hy gaan sit by die voete van sy disippels en hy begin was. Ek dink daar sou stilte gewees is soos wat dan nou in hierdie gemeente strek. Want toe die Skepper, vriend, in daardie oomblik, hy gaan vat in die vuilheid van sy skepping, kyk Petrus vir hom aan. Johannes is daar en hy kyk vir hom aan. Judas, wat hom sou verraai, is daar en selfs hy kyk vir hom. Maar wat ek en jy moet verstaan is, Jesus in daardie oomblik, vriende, vat nie aan voete en was hulle, omdat mense dit verdien het nie. Juis nie. Jesus was hulle voete, hoekom? Omdat liefde kniel. En vriend, dis waar ek vra vandag 'n bietjie wil oor kom gesels oor. Jesus antwoord sy disippels se vraag wat hulle gehad het, wie is die grootste Here in daardie oomblik? Nie met 'n preek nie, nie met 'n teregwysing nie, maar hoe? Met 'n handdoek. Iets baie meer simplisties, vriende. Die een wat die sterrestelsels geskep het, kom in daardie oomblik en hy kniel op die grond. Ek wil hê jy moet dit verstaan, die hande wat vir my en vir jou gevorm het, was daar dieselfde voete.
En in daai een oomblik herskryf Jesus vir my en vir jou hoe grootheid altyd in die koninkryk van God moet lyk. Amen. Nou vriende, dis waar ek vandag wil kom gesels. Grootheid word nie gemeet aan hoeveel mense vir my en vir jou dien nie, maar aan hoe gewillig ek en jy is om ander mense te dien. Want hulle het geweet, Jesus het geweet wie hy in daardie oomblik is. Jy sien ons in vers 3, dit sê Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande vir hom kom gee het. Jesus het geweet wie hy is en nog steeds het hy gaan kniel op die vloer. So my vraag vandag is, en dis waarom ek jou wil kom help, as ons kom by hierdie reeks, deel 8 is, hoe gaan voete was vir my en vir jou help om ons geestelike droogte te breek? Nie, wie gaan my voete kom was vandag nie? Maar ek wil daai vraag 'n bietjie omdraai en vir jou sê, okay, wie se voete het Jesus vandag vir my en jou kom plaas, selfs deur ons eie droogte, om te kom help? So vriende, nommer 1, hoe gaan voete was help om die droogte te breek? Nou as jy vandag skryf, natuurlik op YouVersion app is klaar daar, baie dankie vir julle wat het opgelaai het. Punt nommer 1 is die volgende, ware aansien, as jy skryf, of grootheid, soos wat ons nou daar gelees het, lê in die posisie van my knieë, vriende, en nie in my titel nie. Jy moet dit verstaan om jou droogte te breek. Ware aansien of grootheid lê in die posisie van my knieë en nie in my titel nie. Nou vriende, Johannes 13, ons het nou net gelees, sê, Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het. So hy het dit geweet. Hy het geweet dat hy alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God gaan teruggaan. So hier is 3 goed wat jy moet sien. Hy het geweet wie hy is. Hy het geweet van waar af hy gekom het, maar hy weet ook waarheen hy volgende gaan. Het is ongelooflik om te sien dat Jesus in hierdie oomblik, vriende, nie dien omdat hy onseker is nie. Ek het dit nou toe ek die tafel gedek het gesê, maar Jesus in hierdie oomblik kom verbind, vriende, my en jou identiteit, oor wat dit is om 'n volger van hom te wees met nederige diens. Dit kom wys vir ons waar ons moet wees. So die vraag is, as Jesus, vriende, kon kniel, as Jesus kon dien, hoekom kan ek dit nie doen nie? Want dan begin ons 'n bietjie met self-introspeksie, né? En dan moet ons die vraag vir onsself kom vra, maar hoekom, Here, doen ons dit nie? In Filippense 2, vers 5-8 lees ons, dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op goddelike wyse nie beskou, as iets waaraan hy hom moes vasklem nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem, en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood. Ja, die dood aan die kruis. En ek wil hê jy moet weer daai progressie, dis dieselfde ding wat hier gebeur. Die progressie bly dieselfde soos na Jesus kyk, dit verander nooit nie. Hy het homself ontledig, dit beteken hy het homself uitgegiet. In Engels sê dit ontledig is, he poured himself out for me and you. Dis 'n ongelooflike gedagte. Iemand wat homself sal uitgiet vir my en vir jou. Hy het die gestalte van 'n slaaf aangeneem. Hy het homself verneder. Elke beweging in Johannes 13 wys sy postuur in daardie oomblik as 'n slaaf. So voete was vir die Here was nie 'n eenmalige ding nie. Dit was 'n leefwyse vir die Here. En vriende, ek weet nie hoekom nommer 1 die doen nie werk nie. Daar's hy. Is daai dingetjie bo op die ding. Dit was 'n leefwyse vir hom, vriende. Maar ek wil jou altyd los met die gedagte, maar wat beteken dit vir ons? As dit 'n leefwyse vir die Here is, wat beteken dit vir my en vir jou? Want dit beteken definitief, vriende, dat leierskap gaan nie oor posisies nie. Dit gaan nie oor titels nie, maar die posisie van my, dit gaan oor die posisie van my knieë. En dalk sit jy vanoggend hierso, en dalk is dit tyd dat jy vergifnis moet vra vir iets wat jy gedoen het. Of dalk is dit tyd wat jy hier sit en jy besef, maar jy's besig om mense uit te sluit by die werk, by jou selgroep, waar ook al dit is, en jy moet terugdraai en sê, Here, wat is dit wat ek moet doen? Ek moet my knie op die grond kry, en ek moet dien. Want voete was, vriende, as jy dit daar kon sien, dis nie 'n glamorous ding nie. Dis nie 'n fantasties, ek wil graag voete was. Dis nie 'n glamorous ding nie. Maar wanneer jy jou posisie verstaan binne in God se koninkryk, dan kan hy jou gebruik, vriende. So punt nommer 1 is, ware aansien of grootheid lê in die posisie van my knieë en nie in my titel nie. Punt nommer 2 is die volgende, hoe gaan voete was my help om 'n droogte te breek?
Punt nommer 2 is, diens is nie afhanklik van my omstandighede nie. En dis 'n moeilike een om verstaan. Ek gaan dit self sê. Diens is nie afhanklik van my omstandighede nie. Ek wil hê jy moet bietjie dink aan die konteks van hierdie gebeurtenis, vriende. Want hierdie konteks vir Jesus, soos wat hy in hierdie boefretrek ingestap het, kon nie 'n maklike een gewees het vir hom nie. Juis nie, want as ek na die skrifte gaan kyk, as ek hulle regtig waar bestudeer en ek gaan breek hulle oop, dan sien ek Jesus se hart in hierdie oomblik. En ek glo, as ons kyk na die skrif, dan moes dit op 3 vlakke 'n invloed op hom gehad het. Dit moes 'n tol op hom gehad het in daardie oomblik. Emosioneel, sosiaal en geestelik. Nou jy sê vir my kinders, maar hoe? Waar kom ek wys vir jou? Emosioneel moes dit 'n tol op hom gehad het, want Johannes 13 vers 1 sê, die tyd het gekom, hy weet waarheen hy gaan. Nou ek weet nie van julle nie, as ek weet, ek gaan nou oor die volgende oggend nie wees nie, dink ek dit kan 'n redelike, jy weet, iets op my wees. Matteus 26 sê vir ons in die tuin van Getsemane, sê die woorde, die Here was doodsbenoud. En in Lukas 22 vers 44 lees ons, sy sweet het soos bloeddruppels geword. Vriende, ek weet nie van jou nie, maar dit sal 'n emosionele tol op my in daardie oomblik hê, maar dit is nie net emosioneel nie, vriende, daar's 'n sosiale vlak, want om daai tafel waarby hulle sit in die boefretrek is Judas wat hom sou verraai, Petrus wat hom 3 keer sou verloon, en elkeen van die ander disippels wat ons lees in Lukas 22 wat gevlug het, dit sê in die woord, hulle het weggehardloop toe Jesus gearresteer is. En dan laastens, op 'n geestelike vlak. Want hy het geweet die volle gewig van die wêreld, vriende, se sonde sou op hom afkom. En daarom, vriende, is dit vir my en vir jou tyd dat ons bewus raak. Ons moet waaksaam raak vir die gewete dat ons partykeer vasgevang word en ons kyk net in ons omstandighede vas. En wat ons dan doen is ons sê vir onsself, weet jy wat, ek gaan self deur 'n moeilike tyd, ek wil nie meer dien nie. Niemand help my nie, so hoekom moet ek mense dan nou help? Ek het nie energie om vandag ander te help nie. Ek het nie energie om vandag te dien nie. Nou, kom ons stel dit gou in perspektief. Vriende, hierdie dinge wat ek hier noem, is nie verkeerd nie. Dis glad nie verkeerd nie. Daar is tyd. Ons sien in die woord, daar's tyd vir restaurasie. Veral as dit kom by huwelike en verhoudings. Daar is tyd dat jy wel moet rus en terugstaan by die Here sê self. Kom na my toe as jy moeg en oorlaai is. So daar's tyd vir al daardie dinge. Maar wat ons hier moet sien is, vriende, is dat my krisis ontslaan my nie van my roeping nie. Dit kan ons nie vergeet in ons tye wat dit moeilik gaan nie. Ek en jy is geroep om die evangelie te versprei. En ons is geroep om ander mense te dien. En Galasiërs 5 vers 13 sê, julle broers, julle is tot wat geroep? Julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Dien mekaar in liefde, vriende. En wat Paulus hier kom doen, is hy kom gebruik hierdie argument as 'n brug tussen 2 paragrawe. Hy gesels, gaan lees dit gerus, oor vryheid en wat dit beteken. Vryheid van wat? Vryheid van die wet, vryheid van jou ou lewe, vryheid van jou sonde. En hy kom oorbrug dit en hy sê, weet jy wat, kom beleef daardie vryheid, waar? Deur die Gees en nie uit jou vlees uit nie. Dis 'n pragtige gedeelte. En ek wil vanoggend vir jou kom sê, vriende, as jy daar is, as jy jou knieë voor die Here knak, en jy sê, Here, hier is ek om te dien, dan sal jy besef, jy's vry. Jy is vry, maar nie vry om enigiets te doen wat sonde behels nie. Jy's vry om wat te doen? Jy's vry om te dien. Maak nie saak, vriende, wat jou omstandighede is nie. In 2 Korintiërs 1 vers 4 sê die volgende, dit voeg by, in elke moeilikheid bemoedig hy ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig, wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging, waarmee God vir my en vir jou kom bemoedig. Wat bedoel hierdie vers? Vriende, God kom en hy troos vir my en vir jou, in ons moeilikste tye, sodat ons ander mense kan troos. Hy kom maak ons bevoeg deur die Gees, ons ontvang dit wat hy vir ons gee, sodat ons dit vir ander mense kan gee. En wanneer jy dien terwyl jy self swaar kry, dan getuig ek en jy, vriende, van 'n koninkryk wat groter is as die pyn waardeur ons gaan. Amen. Ek dink as jy terugdink in jou eie lewe waar jy moontlik swaar gekry het, as jy terugdink aan die tye waar jy dalk in 'n geestelike droogte is, en jy gaan herbesin daaroor, dan kan jy sien,
Jy kan sien hoe God jou kon gebruik het om iemand anders te help. En dan is jou diens authentiek, né? God is groot genoeg, vriende, om vir my en vir jou altyd daar te wees en om ons altyd te dra. Amen. Vriende, dit beteken nie die volgende nie. Dit beteken nie ek en jy moet ons pyn ignoreer nie. Dit beteken wel, soos ek gesê het, dit gee nie op om andersin te sien nie. Soos wat ek my eie pyn verdra, sny ek myself nie af nie, en ek laat myself toe om nog steeds ander mense se ellende te sien. Dit laat my toe om nog steeds te sien waartoe ander mense gaan. Ek sien die persoon wat in hierdie gemeente sy werk verloor het, maar hy kom pak nog steeds stoele uit. Ek sien ons jeug wat nog moet teruggaan Stellenbosch toe op 'n Sondag, maar hulle is hier om te dien. Al het hulle toetse of hulle kruip weg. Ek weet nie, een van die twee, hulle wil nie leer nie. So punt nommer 2, vriende, is diens is nie afhanklik van my omstandighede nie. So wat kan jy doen? Bly vriendelik wanneer jy moeg is. Dis 'n moeilike ding. Bly dien wanneer jy nie waardeer word nie. En bly lief hê vriende wanneer mense jou teleurstel. Moenie wegbly van die samekoms nie. So punt nommer 1 was ware aansien, grootheid lê in die posisie van my knie en nie my titel nie. Punt nommer 2 is diens is nie afhanklik van my omstandighede nie. En punt nommer 3, vriende, is diensbaarheid diskrimineer nie. Dit diskrimineer nie, en ons sien dit as ons na die Here se woord gaan kyk, Johannes 13 vers 11. Jesus het geweet wie hom sou verraai, daarom het hy gesê, julle is nie almal skoon nie. Jesus was vir Judas se voete, ons het dit vir mekaar gesê, al sou hy hom verraai, Petrus se voete, al sou hy hom verloon, al sy disippels, want diensbaarheid, vriende, diskrimineer nie. En Lukas 6 kom sê die Here vir ons 'n baie moeilike ding, hy sê, weet julle, maar vir julle wat na my luister, sê ek, julle moet julle vyande lief hê. Julle doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word. Julle nou druk jy dit so 'n bietjie. Nee. Seën die mense deur wie julle vervloek is. Nee, nou ruk jy die hoender, Here. Bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word. Wat 'n waarheid kom deel die Here nie vir my en vir jou in hierdie oomblik om te sê, ek moet kyk na myself. Ek moet kyk na my hand, want voete was, vriende, is baie maklik wanneer mense dankbaar is. Sou jy nie so sê nie? Voete was is baie maklik wanneer mense my waardeer. Dis baie maklik as ander mense my ook kom dien. Dis baie maklik om my vriende te dien. Maar vir wie roep Jesus? Vir my en vir jou. Vir wie roep hy ons om te kom help en te dien? Almal. Hy roep ons om almal se voete te was, vriende. Die een wat vir my en vir jou gekritiseer het verlede week, of geïgnoreer het, of wat nooit dankie sê nie. Party van julle sit in so werk. Tot die een wat my en jou vyand is. In Romeine 1:12 vers 20 lees ons die volgende, sê, as jou vyand honger is, gee hom iets om te eet as jy dors is. Gee hom iets om te drink, want deur dit te doen, doen ons wat? Ons maak jou vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. En vriende, dit beteken nie dat ek en jy misbruik moet word in sekere omstandighede nie. Of dat ons ongesonde grense in ons lewens moet hê nie. Of dat ek en jy onsself in gevaar moet stel nie. Dis nie wat dit beteken nie, vriende. Dit beteken, ek en jy kan nie net mense help wat vir my en vir jou gaan iets gee in return nie, né? Wat gaan terugbetaal nie. Om te dien beteken nie, ek kan net my vriende dien nie, of ek draai my rug op die mense wat vir my die ergste seer gemaak het. Ek en jy moet kan sê, soos Paulus vir Galasiërs 6 vers 10 sê, solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal wat doen? Ons moet goed doen, veral aan ons medegelowiges. So vriende, ek sluit af met punt nommer 4. Diensbaarheid. Diensbaarheid hou vir my en vir jou verbind aan Jesus se lewe. Dit hou ons verbind aan Jesus se lewe. En ek wil graag vir jou wys hoe. Johannes 13 vers 8 sê Petrus, u sal in alle ewigheid nooit my voete was nie. En hoe antwoord Jesus hom? As ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Ek wens ek het tyd gehad om in stametiket en al hierdie dinge in te gaan en hoekom Jesus hierna verwys, maar ons het nie tyd daarvoor vandag nie, maar wat jy moet wel besef is, vriende, hierdie wat Jesus hier sê, gaan nie oor 'n sosiale gebruik wat ons hier gesien het nie, maar eerder dit gaan oor uitsluitlik oor 'n verhouding met hom. Ons moet 'n verhouding met hom hê, vriende. En hy help ons en hy sê vir ons in Johannes 15 vers 5, ek is die wingerdstok en julle is die lote wie in my bly en ek en hom dra baie vrugte. Want sonder my kan julle wat doen?
Julle kan niks doen nie. In Jakobus lees ons ook, die sentiment, so gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Vriende, as ek en jy wil kom dien, dan moet ons woorde oorgaan in dade in. Anders gebeur hierdie. Jy al stil water gesien wat net stil lê. Anders sien ons onsself en ons is in 'n stroom en ons begin vrot en muf en ons alge wat groei. Maar my en jou geloof kan nie so lyk nie, vriende. Dit moet eerder so lyk. Dit moet soos 'n stroom wees wat vloei, want dit maak nie saak wat aan die kante aangaan nie. Die water wat vloei is wat? Dis skoon. En vriende, so werk dit met ons geestelike lewens ook. Ons is bly geestelik lewendig wanneer ons geleef besig is om te vloei. Wanneer dit oorgaan in aksie, wanneer dit oorgaan in diens, dan sê die Here vir ons iets baie mooi. Ons bly verbind aan sy hart. Want ek en jy probeer baie keer uit ons eie uitmag en 'n geestelike droogte, probeer ons dit breek met meer kennis, ons probeer dit breek met klomp introspeksie en met selfherstel. Dis deel van die proses, ja. Maar die Here sê nee. In Johannes 13 sê die Here, dien, en dan sal jy verbind bly aan my hart. So vriende, hoe lyk geloof in aksie vir my en vir jou? Wel, luister regtig na mense om jou. Ek weet ek sukkel partykeer daarvoor. Daar staan my vrou, vra. Right? Want ons almal sit in 'n situasie waar jy jou eie gedagtes oor jou eie kop en jy wil aangaan. So luister, maar vergewe eerste. Ons deel hiermee, ons het daarmee te doen in ons huweliksseminaar ook. Vergewe vinnig, dra iemand anders se laste en gee jou tyd vir iemand wat vir jou niks kan teruggee vir dit wat hulle doen nie. En die orkes, julle kan maar opkom. Ekskuus, ek het uitgegaan. Ek het die verkeerde knoppie gedruk. Eastwood, kan jy geraai weer opsit, maar maak nie saak nie. Vriende, hier is die geheim waar ek wil afsluit. Hier is die geheim waarmee ek graag wil afsluit vandag. Jy hoef nie eers uit jou droogte te wees om diensbaar vir die Here te wees nie. Want God se koninkryk, vriende, is groter as elkeen van my en jou seisoene wat vandag hier so is. En dalk, net dalk, breek die droogte, vriende, in jou lewe, wanneer jy nie meer probeer net harder bid nie. Wanneer jy nie probeer verstaan wat elke liewe situasie is nie, maar eerder, wanneer jy jou knie buig, wanneer jy begin voete was, soos wat Jesus gedoen het. Want dis wat hy bedoel het vir my en vir jou lewe. Dis die voorbeeld wat hy kom stel het. En dis hoe hy bedoel, ek en jy ook moet leef. Amen. Vriende, kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir die voorreg wat ons het om vandag stil te kan word. Dankie vir die voorreg om na die woord te gaan kyk wanneer ons self sukkel met 'n droogte, Here, dan besef ons nie altyd as ons net na onsself kyk, wat is die volgende stapie nie. En Here, hier kom jy deur die woord en die wys vir ons dat ons moet dien, Here. Dat ons voete en ons knie op die vloer moet kry. Dat ons harte moet oopmaak om te sê, Here, alles gaan nie oor my nie, maar dit gaan oor die mense wat om my is. En ek vra, Here, vandag dat U deur die Heilige Gees elkeen van ons sensitief sal maak vir daardie geleenthede waar mense op ons pad kom, mense wat U volg, Here. En dat ons in daardie oomblik deur dade, deur voete was, deur om met mense te praat, hoe ons met hulle omgaan, dat ons U sal skyn en dat U die eer daarvoor gaan kry en nie ons nie. Here, dis baie keer in ons lewens waar ons sukkel met 'n klomp dinge. Ons sukkel om daardie volgende geloofstree te gee. Maar Here, ek bid waar daar vanoggend mense sit, wat in 'n droogte sit, waar hulle sien, daar is nie 'n uitkoms nie. Here, dat U genadig sal wees in hulle lewens, en dat U hulle vanoggend sal kom ontmoet. En dat hulle sal besef, Here, as hulle na U toe kom, dan is enigiets moontlik. Enige berg wat voor hulle is, sal geskuif kan word, want U is almagtig. Here, dankie vir die groot liefde en genade. Amen.